Ons nader vanmôre voor die Here met Psalm 146. Ons sing daarvan die tweede en die derde vers, Psalm 146. Die Here antwoord op ons geloofsvertroue en groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing uit Psalm 68. Ons sing vers 3 en vers 9. Daarna gaan ons geloof saam bely en daarna sing ons dan Bruimel van Romeine hoofstuk 11, die lofverheffing aan die einde daarvan, skrif Bruimel 2:5, vers 1 en vers 3.
God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, dat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die wet van die Here is verbondsbepalings, die manier waarop ons in verhouding met hom lewe. Die klem daarop dat dit 'n verbond is wat hy met ons gesluit het. Nie net in Exodus nie, maar ook in Deuteronomium 5, waar die wet herhaal word. In Deuteronomium 6, die samevatting: luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Levitikus 19 wat sê, maar jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. As ons dink, ons kan die naaste beperk tot wie ons lus het, dan sê vers 34, die vreemdeling wat verblyf het by julle, moet julle net soos 'n gebore Israeliet, moet hy vir julle wees. Jy moet vir hom lief wees, soos vir jouself. Ek is die Here, julle God. Die Here wat ons gemaak het, geskep het van die begin af, is sy beeld om in verhouding met hom te staan, maar ook met mekaar. En hierdie twee verhoudings, ons gaan verder ook daarby terugkom, so belangrik,
vertikaal met God, maar ook horisontaal met ons naaste. Deuteronomium 5 word dit dan ook verder uitgespel hoe hierdie verhouding daaruit sien. Dit wat ons in daardie verhouding moet doen. God wat gedoen het ook. Sien net ons wat moet doen nie, hy doen self ook. Hy het reeds gedoen. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Vir ons nog soveel meer. Uit die slawehuis van die sonde, uit die heerskappy van die duiwel. Ons is daaruit verlos. God het gedoen in liefde. Nou vra hy van ons, uit liefde vir hom, mag ons nie ander gode naas hom hê nie. Ons mag nie vir ons gesneede beelde van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. En die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Daardie verhouding moet ook onderhou word deur ons tyd wat ons met die Here spandeer. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Verhouding met die Here, die moontlikheid van die gemeenskap met hom en om hom te kan aanbid, is juist daar op grond van die verlossing. Die verlossing uiteindelik in ons Here Jesus Christus, wat kom mens word, ons natuur op hom kom neem het, om vir ons vry te maak, vry te koop, dit moontlik te maak dat God ons as sy kinders kan aanneem, dit moontlik te maak dat ons in verhouding met hom kan lewe in sy teenwoordigheid, kan wees. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Al hierdie gebooie is wel ook nog in ons verhouding met die Here, want ons doen dit ook uit respek vir God, maar hy bind ons aan mekaar. Daarom wat ons ook teenoor mekaar reg moet optree. En ons kan dit doen vanuit die verlossing wat in ons Here Jesus is. Ons kan leef volgens die wil van die Here. En dan is daar seën op ons lewe, wanneer ons doen wat die Here wil. En daarvan sing ons in Psalm 128. Ons sing die tweede beruiming. Ons sing vers 1 en vers 3 van die beruiming. Ons sing dit sittende saam.
O Here, ons almagtige God, ons Vader wat in die hemel is. Here, ja, ons loof, ons prys U. Ons aanbid U in die grootheid, U almag, U majesteit, U heerlikheid. Ons dank U, Here, dat ons U, die almagtige God, mag ken. U, die heilige God. Dat ons die vrymoedigheid mag hê om voor U te nader. In U teenwoordigheid te wees. In 'n verhouding met U te wees. Here, wanneer ons U grootheid sien in U werke, hoe nietig ons mense op hierdie aarde is in vergelyking met die magtige grootheid van U skepping. Wil ons ook sê, wat is die mens dan, Here, dat U aan hom dink? Ons staan verwonder dat U met ons 'n verhouding wou hê. Toe ons as mense die verhouding verbreek het in sonde, U na ons toe gekom het om heel te maak. U Seun na hierdie wêreld gekom het om mens te word. Om ons oordeel te dra in ons plek. Dat die Heilige Gees in ons werk, ons nuut maak, ons herskep, ons ook vanmôre hier saambring op hierdie vakansiedag. Here, ons besef dat ons voor U niks verdien nie. Dat ons hier kan wees, saam wees onder U seën, U genade is, U liefde, U ontferming en barmhartigheid. Ons wil U daarvoor loof en prys, ons wil U aanbid as ons God. Ons wil voor U jubel en dankbaar wees. Ons bid, Here, dat U ons dan ook sal lei om U wil al beter te verstaan, al meer te groei in heiligmaking, al meer te wees wat U wil hê ons moet wees. Nuwe mense in Christus ons Here. Lei ons deur U Gees, Vader. Lei ons in die verstaan van U woord, sodat ons daarvolgens ook kan lewe en U verheerlik. Ons dank U vir die groot genade van gebed. Alleen maar deur ons Here Jesus Christus, U Seun. Amen. Met hierdie weerklanke weer keer. Kyk wat ek doen. Ons wil vanmôre lees uit Handelinge. Gedeelte uit Handelinge 2. Handelinge 2 en dan ook uit Handelinge 6. Handelinge 2 vanaf vers 42. Kort na die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste Christene wat tot bekering gekom het, wat gedoop is. En
lees ons in vers 42, hulle bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind. Die Here daagliks verlostes by hulle getal bygevoeg. Dan hoofstuk 6 vanaf vers 1. Maar in die dae toe die aantal disippels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan. Die Helleniste, die Grieksprekendes, teen die Hebreërs ontstaan, dis die, ons kan maar sê die Aramees-sprekendes, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 het daarop die hele groep disippels by mekaar geroep en gesê, dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafelsdiens te verrig nie. Broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die Gees en van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel. En ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by die hele groep byval gevind en hulle het Stefanus, vol van geloof in die Heilige Gees, en ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, 'n proseliet uit Antiochië, gekies. Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het versprei. En die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Ons lees tot sover. Uit Handelinge 2 vers 42, hoe het die eerste gemeente geleef, die kerk in die begin. Hulle bly volhard in die leer van die apostels, in die verbondenheid met mekaar, koinonia, die saamwees met mekaar, die breek van die brood en gebede. Dan wanneer daar 'n probleem kom ten opsigte van die verbondenheid met mekaar en die breek van die brood, dan in Handelinge 6, soek dan 7 van julle met goeie getuienis vol van die Gees wat ons vir hierdie taak kan aanstel, en ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. In die vroeë kerk baie duidelik hoe dat die Here wil hê dat ons ook moet lewe volgens die wil van God, wat hulle ook optree. Net soos in die wetgewing van die Here wat vir ons 'n vertikale verhouding gee met hom bo alles lief hê, maar ook 'n horisontale verhouding, om met jou naaste lief hê soos jouself, werk hierdie verhoudings dwars deur ook in die kerk van die Here. Die kerk van die Here is nie net aan God gebind, maar ook aan mekaar. Ons kyk baie keer net na die vertikale verhouding. Die verhouding met die Here deur die woordbediening en die gebed. En ons dink dat wanneer ek met my naaste die gebooie ten opsigte van naaste liefde uitleef, is wanneer ek in hom vasloop. Wanneer daar 'n naaste op my pad kom, dis alleen dan wat ek nodig het om dan die wil van die Here in wetgewing na te kom, want dis wat ek moet doen teenoor ander.
Maar die woord van die Here wys vir ons dat ons nie net teenoor ons naaste moet optree wanneer ons met hom te doen kry per ongeluk. Die Here stel ons ook in verhoudings. En ook in die kerk. Ons bely die kerk as die gemeenskap van die heiliges. Die Here bind ons ook aan mekaar. En hy wil hê dat ons in verhouding met mekaar ook moet leef. En so sien ons dit dan. Handelinge 2 wat vir ons dit uitspel, die kerk wat volhard in die vertikale verhouding met God, die bediening van die woord in die sakramente en die volharding in die gebed met God. Maar in die middel daarvan ook die verhouding met mekaar. Die koinonia, die verbondenheid met mekaar, die saamwees met mekaar en die breek van die brood, die saam met mekaar eet. Saam met mekaar deel. Ons lees verder hoe dat die wat meer gehad het as wat hulle nodig het, dit wat hulle te veel gehad het, verkoop het en met ander gedeel het. Hoe dat hierdie verhouding met mekaar uitgeleef is in doen vir mekaar, omgee vir mekaar, mekaar raak sien, uitreik na mekaar. Wanneer daar in die kerk dan probleme kom op hierdie vlak, dan is dit 'n saak wat aangespreek moet word. Die kerk kan nie maar net sê, ja, maar ten minste is ons nog baie streng in ons verhouding met God in terme van woordbediening en gebed. Ons doen dit. So ons is reg. Hier is nou 'n bietjie 'n probleem hier onderlangs, maar dit moet ons nou maar uitsorteer, dit moet maar van self aangaan. Nee. Hulle kom by mekaar. Al die disippels, saam met die apostels, die wat met ander woorde in die leiding van die kerk was. Maar sekerlik dit ook sê wanneer daar is gesê word, die disippels het saam met die apostels saamgekom, die kerkraad het vergader. En dit wil dat hierdie saak baie ernstig bekyk. Nie as kerkraad, eintlik kan ons maar sê, dis al die begin van synode. Want hier was soveel duisende gelowiges al, en ons kom agter hulle het ook eintlik al begin gemeentes vorm, kan 'n mens maar sê, binne in hierdie groep. En dis juis binne een deel van die kerk waar hierdie probleem ontstaan. Die saak word aangespreek. En daar word mense aangewys wat moet leiding neem om dit reg te stel. Tradisioneel sê ons is die instelling van die diakenambt, maar ek dink hier is baie meer ter sprake. Want as ons gaan kyk, dan het hierdie sewe wat aangewys is, lees ons verder van hulle dat hulle woordbediening doen, sakramentsbediening doen. Hulle was dus bedienaars van die woord. Ons kan maar sê predikante. Wat in ons terme vandag praat ons van synodale deputate vir diakonale sake. Wat ook predikante insluit, woordbedienaars wat moet leiding gee ten opsigte van hoe die diakonale werk in die kerk verloop. Wat aan die diakonie leiding verskaf.
Want dis net 7 in elk geval vir duisende mense. Dis nie die diakenamp soos ons dit vandag ken nie. Maar die Here toon aan dat daar bevestigde amptdraers moet wees wat woordbedienaars is uiteindelik. Ons lees van hulle woordbediening en sakramentsbediening hierna. Wat hierdie saak moet hanteer soos wat die apostels die vertikale verhouding hanteer, moet hulle gaan kyk na hoe ons op die horisontale vlak by mekaar uitkom. Of die diakenamp van daar af begin funksioneer het, en of hulle maar net moes regstel wat al reeds besig was om te funksioneer, dit weet ons nie, word nie vir ons gesê nie. Maar wat die woord vir ons baie duidelik maak is, dat die horisontale verhouding met mekaar in die kerk vir God uiters belangrik is. Net so belangrik as wat die vertikale verhouding, die woordbediening, die saamkom ook in erediens vir ons. Dit is een van die belangrike redes ook dan waarom ons nie maar net ook kan kerk wees voor 'n televisiestel. Dit is maklik om te sê, ja, maar ek kry die woord. Ek bid saam. Maar is gerieflik, ek is lekker in my sitkamer. Maar die Here wil nie net hê dat jy met hom moet praat. Dis sy wil dat ons aan mekaar ook gebind is. Hy voeg ons in wat ook beskryf word as 'n liggaam. Hy wil hê ons moet ons gawes teenoor mekaar ook gebruik. En vir die wat eensaam word as gevolg van ouderdom of siekte, die ander moet dan na hulle uitreik, sodat hulle kan bly weet hulle is deel van 'n geloofsgemeenskap. As hulle dan nie meer kan die gemeenskap van die gelowiges opsoek as gevolg van dit wat in hulle lewe is nie, dan moet die gemeenskap van die gelowiges hulle opsoek. Want God wil hê dat ons met mekaar ook moet lewe. Die behandeling van die katekismus was die laaste sondagsafdeling waarby ons stil gestaan het 'n paar weke terug, was Sondag 10 oor die voorsienigheid van God. God wat vir ons voorsien wat ons nodig het. Maar die woord wys ook vir ons dat God se voorsienigheid werk ook deur mense. Hy voorsien mense in sy voorsienigheid. Die versorging wat hy gee, val nie uit die lug uit. Ons het gesing, net nou ook, van die Here wat omsien na die weduwee en die wees, en die wat onregverdig in gevangenis is, en dat hy hulle vryheid gee. Maar hoe sien hy om na die weduwee en die wees? Deur mense, deur medemense, deur medegelowiges. Dis hoe dit ook gefunksioneer het in die vroeë kerk. Baie duidelik. God voorsien deur mense. Ons is sy hande en voete, sy oë, sy ore, sy mond op hierdie aarde. Hy gebruik mense ook in dit wat hy doen vir mense. God se voorsiening val nie net uit die lug uit vir almal. En vir die wat in nood is dit maar net tussen hulle en God. Nee, die Here bring ons in 'n geloofsgemeenskap met mekaar. Stel ons binne in 'n huisgesin van sy huisgesin,
broers en susters, dis hoekom ons mekaar so noem. Kinders van God wat aan mekaar gebind is. Uiteindelik is dit hoe die gemeente moet funksioneer. Ingestel op God, gelei deur sy woord en sy gees, vas aan geanker aan hom deur gebed, maar ook met 'n oog vir mekaar, met hande wat uitreik na mekaar, mense wat mekaar raak sien, medegelowiges wat mekaar dra, wat God se genade en krag en sy gawes met mekaar deel, in 'n warm liefdesgemeenskap. Wanneer ons vanmôre die diaken bevestig, is dit nie sodat ons 'n volledige getal diakens het, wat namens almal al die werk moet doen in mededeelsaamheid. Net so min as wat die predikant namens almal met die woord kan besig wees sodat jy dit nie hoef te doen nie. Namens almal moet bid sodat ander nie hoef te bid nie. Dit werk nie so nie. Die predikant moet lei. Dis waarvoor die woordbediening ook daar is. Elkeen moet self by die Here ook wees. Elkeen moet self na hom luister en self tot hom bid. Word dan gelei om dit te kan doen. Net soos wat die predikant namens die gemeente die woord met die Here kan besig wees, sodat hulle kan terugsit. So kan die diakens ook nie namens die gemeente al die liefdeswerk doen. Is nie daar, sodat ons kan terugsit en sê, is gelukkig nou die diakens wat dit kan doen. Weet jy wat gaan aan by jou medelidmate in die wijk? Nee, ek het nie idee nie, maar ons het 'n diaken. Is dit nie hulle werk nie? En die diakens moet die gemeente toerus vir hulle dienswerk. Sodat ons as lidmate ook in ons horisontale verhouding met mekaar kan leef soos God dit wil. Ons gawes en ons talente met mekaar kan deel, mekaar kan dra, mekaar kan opbou. God wil nie net sy gemeente deur enkelinge orkestreer. Hy wil hê ons moet 'n warm liefdesgemeenskap wees. Mag dit ook kenmerkend wees en bly van hierdie gemeente. Ja, hierdie dinge lê. Ons beleef dit. Maar mag dit groei. Dat hierdie gemeente ook volhard in die leer en in die gebed, maar ook in die onderlinge gemeenskap met die deel met mekaar. Mag so ook hierdie gemeente sigbaar wees in hierdie wêreld. Dit is opmerklik dat elke keer wanneer daar gesê word hoe hierdie gemeente geleef het wat hulle moet wees, vertikaal en horisontaal, hoe hulle in guns was by die gemeenskap. Ander het dit gesien en dan sê dit, op die manier is daar ook aan mekaar mense toegevoeg. Mense word aangetrek ook na gemeentes wat lewe vertikaal en horisontaal. Waar die lof van die Here innig is en hartlik, maar ook die omgang met mekaar. Mag hierdie gemeente ook so al meer in hierdie gemeenskap 'n baken word van kerk wees in alles wat die Here van ons as kerk wil hê. Amen.
dankie vir die genade dat ons met U in gemeenskap kan wees. Dat U kan praat, na U kan luister. Here, ons bid dat U ons ook sal lei in ons verhouding met mekaar. Dat ons as gemeente ook in warm liefde met mekaar kan lewe. Dankie dat ons daardeur ook kan weet. Ook self kan veilig wees. Omdat ons weet, ons is toegevou in 'n liefdesgemeenskap rondom ons. Dat ons U liefde kan ervaar ook deur ons medelidmate wat vir ons omgee, na ons uitreik, ons dra. Lei ons Here dat ons nie net aan die ontvangkant sal wil wees nie, maar dat ons self ook dit wat U aan ons gee, U gawes, ook met mekaar sal deel, ook na ander sal uitreik en ander sal dra, sodat niemand in die gemeente sal vereensaam as gevolg van omstandighede nie. Laat U warm liefde in ons gemeenskap met mekaar hartlik uitstraal. Lei ons Here dat ons as gemeente dan ook so waakend sal wees in hierdie wêreld. Raak gesien sal word, omdat die warm gemeenskap met U, maar ook met mekaar, sigbaar is vir almal om te beleef. Seën ons genadiglik as die kerk, om waarlik kerk te wees, in alles, en U te verheerlik, met ons lewe van geloof. Amen. Jean-Marie, sal jy asseblief hier voorkom staan om te hoor wat jy moet doen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medesuster, wat as diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom sy nie in haar diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige beswaar teen haar bevestiging voorgelê het nie, sal ons haar nou in hierdie diens bevestig. Vir die doel, jy, Jean-Marie, wat bevestig word, en ook al die aanwesiges, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die diaken aanhoor. 'n Diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in die kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Nie ook in ons formulier, baie duidelik, nie om die werk te kom doen, nie om toe te rus, om ander ook te lei om te doen. Daarom rus Christus hulle ook die wat hy roep om die werk te doen, rus hy hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde suster, word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges in almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek
Jy sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. Sodoende moet jy Christus, jou medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Jy het gehoor wat jou opdrag is. Ons vra jou nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit ook die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp jy alle lering wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en daarvolgens te leef? En beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp, as jy miskien in leer of lewe afwyk? Dit is jou antwoord. Ja. Mag die alvermoënde God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan toegewyd in jou diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan jou sorg toevertrou is. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in jou geloof in Christus verkry. Na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. Die geliefde gemeente, ontvang hierdie suster as dienaar van God. Laat julle in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoeling en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou sodat julle ook kan help die wat kan help wat behoefte het. Dink aan die diakens ook in die gebede. Ook aan die ouderlinge, die predikant, maar dink ook aan die diakens in die gebede. As ons bid, dan besef ons ook, dan groei ook die besef van ons betrokkenheid by dit waarvoor ons bid. Kom ons sing vir Jean-Marie die seënbede van Psalm 20 toe. Ons sing vers 2 en vers 4 sittende, waarna ons ook vir verskeniging gebed. Ons dank U dat hierdie suster deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan haar steeds meer die gawes wat sy nodig het om haar diens te verrig.
Skenk aan haar wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen haar genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U haar gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Ons gee geleentheid dan ook aan die diakens om ons liefdegawes te bespreek. Weer uit Psalm 146, vers 4, 5, 6 en 8. En wanneer hierdie verse wat ons sing van die Here wat in beheer is van alles, maar wanneer ons dan ook sing dat dit hy is wat aan die arme in sy druk laat reggeskied, wat aan die hongerige spyse bied, wat die gevangenes vryheid skenk, wat die blinde oog verlig en wat die wat in stof lê oprig, dan onthou dan ook dat die Here dit ook doen deur die diens van sy kerk. God in beheer, ons in sy diens, om sy liefdesdiens ook in hierdie wêreld te verrig, maar aan hom bo alles die eer, vers 4 en 8. Oh,
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees. Amen.